Here, in hierdie aand, baie dankie vir u groot liefde, vir u genade, Here, vir u sorg vir ons. Here, dat u vir ons onderneem en dat u vir ons die voorreg gee om vir u te kan Vader noem. Maar nie net dit nie, Here, dat die feit dat ek ook ten diepste mag bewus word van my kindskap. Here, dankie. Dankie vir die voorreg wat ek het om nie net my kindskap en myself te beleef nie, maar ook om te besef, ek is een van baie. En ek is saam met God se kinders hier, sy geliefdes, sy uitverkorenes. En so wil ek bid, Here, dat u vanaand, deur u woord en met u gees, met u uitverkorenes sal praat. En dat ons vanaand, Here, mag sê, die Here was ook hier. En dit was goed. Dankie daarvoor in u heilige naam, Here Jesus. Amen. Amen. Ek wil graag sommer net begin om hierdie aand af te skop, om te sê, ek dink, dis baie belangrik, en ek gaan redelik sterk fokus vanaand op die leer van die kerk. En die rede hoekom ek dink, ek moet fokus op die leer van die kerk, is julle, die oomblik as jy sê, weet jy, ek het nie tyd vir hierdie dogma, en veral hierdie lerings van die kerk nie, ek glo net, ek moet lief wees vir Jesus en vir my naaste. Het is maklik om dit te sê, maar die oomblik as jy sê, ek is lief vir Jesus, is jy in dogma. Want wie is hy? Julle verstaan wat ek bedoel? Dan is jy in die leer van die kerk. En die oomblik as ons die goeie leer van die kerk afwater, dis die plek waar ons gewoonlik vinnig in lang gras beland. Wanneer ons praat oor wie God is, vandag was dit nou nogal vir my aangrypend in die Bybelstudie, was voortdurend die vraag in Johannes, maar is jy die Christus, vra hulle vir hom? Hy sê, nee, ek is nie die Christus nie. Maar hy gaan tussen julle staan, en julle gaan hom nie eens herken nie. En uiteindelik in hoofstuk 1 vers 29 van Johannes, dan kom op die punt sê, daar is die lam van God. Daar is God, daar sien julle hom nou. En wat ek graag met julle wil deel is die oomblik as ons God sien, is dit belangrik dat ons 'n Bybelse persepsie, 'n Bybelse beeld daarvan hê. Ek kan nie gaan cherry pick. Ek weet nie wat die mooi Afrikaans is vir cherry pick nie, of nitpick, of het julle mooier Afrikaanse woord daarvoor? Uitsoek. Ek kan nie gaan en sê, God, ek is so dankbaar vir u liefde en die ontferming en die genade. Daai kant van u is vir my baie lekker en aangenaam, en ek vind dit wel, en ek wil graag daai prentjie koester van u, en ek is die ou skapietjie wat in die goeie herder se arms lê. Dit is nou beelde wat nou baie met my resoneer. Maar daai kant wat u praat oor die toorn en die wraak van die Here en die jaloesie van die Here en die vrees van die Here, daai gedeeltes is ek mee ongemaklik, en dit is in my boksie waarmee ek nie gemaklik is nie. Aan weerskante loop jy 'n geweldige risiko as jy aan beide van hierdie kante staan. Want hierdie kante is nie in spanning met mekaar nie, maar komplementêr teenoor mekaar. As ek net fokus op die wraak van God, die toorn van God, die vrees van God, dan kry jy baie keer hierdie ekstremiste, en hulle is redelik op, turn or burn, en jy ruik al die swaal van die hel, en alles gaan brand, en en hardloop, en dit is net chaos, en julle sien daai kant. As 'n boek geskryf byvoorbeeld, en ek sê nie hy's 'n ekstremis nie, by alle kans is hy nie, so 'n goeie teoloog met die naam Jonathan Edwards het 'n boek geskryf in die vorige eeu met die naam Sinners in the Hands of an Angry God. Jy weet, en dan sit nou 'n prentjie van die helse vlamme en nou hierdie mense wat soos marionette wat nou hang. En dit was 'n baie opspraakwekkende preek. So 'n preek gewees. Maar dit het redelik in daai tyd geresoneer met 'n klomp mense. Deesdae is dit nou anderster, deesdae is dit angry God in the hands of angry sinners. Julle hoor wat ek wil sê. Mense is kwaad en hulle die reg om God in boksies te sit en te sê. So ek probeer net vir julle wys daai kant. As jy aan hierdie kant is, dan is julle alles okay. Julle is onvoorwaardelik lief. God aanvaar jou nes jy is, want jy's ek weet nie of dit waar is nie. Sê vir my een keer in die Bybel waar ons aan God sê dat hy jou onvoorwaardelik lief het. Noem vir my een vers. Want die implikasie sou ook beteken dat jy nie hoef te glo nie, en hy's nog steeds
dat jy die gees kan laster. Julle hoor wat ek bedoel, deesdae kom ek agter, maar daar is maar kondisies. Julle hoor wat ek wil sê. En weet jy, alles is alright, want God se genade is genoeg, en jy kan maar Sondag, weet die genade is genoeg om dit te dek, dis soos 'n oordrewe versekeringspolis. Julle hoor wat ek wil sê, dis nie goed nie, maar die oomblik as ek sê, nee, ek het nie die reg om vir my God te gaan maak na my keuse nie. God is wie hy is, en daarmee moet ek saamleef. Dis waar jy moet by kom te sê, dan raak dit nie 'n of teologie, hierdie kant is hierdie attribute van God, en hierdie kant is daai attribute, ek moet nou kies, dis nou of hierdie kant of daai kant, dis 'n en. Dis 'n baie belangrike en, God is 'n heilige God, en hy is 'n genadige God, en hy is 'n liefdevolle God, en hy neem wraak op die sonde, dis nodig om dit te hoor, en. Al die attribute is komplementerend teenoor mekaar. Maak dit vir julle sin? En dan kom jy, en waar ek vanaand bietjie wil stil staan, wat vir ons gaan regtig help, is wanneer ek besef, daar is woorde in Engels gebruik ons omni. Julle gaan nou oor 3 spesifiekes wat ons later in Lukas 12 gaan sien. Hy is omnipresent, alomteenwoordig. Daar's nie 'n plek, maak nie saak waar jy gaan, waar jy is. Jesaja 51, waarheen sal ek gaan om die gees te ontvlug? Daar is U. Maak nie saak waar nie, of jy al gaan jy op Elon Musk se vuurpyl en jy gaan Mars toe, die Here gaan ook daar wees. Want hy is alomteenwoordig. Dit is wat daai omni beteken. Die tweede is, hy's alomwetend. Alomwetend, omniscience. God weet alles. Daar's nie 'n ding wat vir hom nie nuus is nie, daar's nie 'n ding wat hy nie weet nie. Hy is 'n alwetende wese. Sy intelligensie, sy kennis is op 'n ander vlak, en dis hoekom as jy Jesaja 9 gaan lees, dan lees jy so baie oor die gees van kennis, die gees van insig, die gees van wysheid. Jy lees baie duidelik dat iets van God se alwetendheid. En dan kom ons by iets wat ons nou meer gemaklik is die almag van God, Hy's omnipotent. Hy's almagtig. En die rede hoekom ek hierdie vir julle nou net sê, ek gaan dit nou bietjie begin makliker verpak, die oomblik as ons nie met dit rekening hou nie. Dis so bietjie wanneer ek myself op plekke gaan begeef waar ek nie moet wees en nie wil wees nie. Kom ek vat 'n voorbeeld. Ek wil die argument maak om te sê vrees is goed vir jou. Vrees is goed vir jou. Dis nie goed om 'n babietjie te hê wat vreesloos op 'n 3de verdieping rondloop nie. Dis die plek waar jy vir 'n babietjie jy gaan jouself mors doodval, moenie, Moenie daar wees nie. Dit vrees tot 'n groot mate hou ons veilig. Vrees hou ons veilig, daar's 'n rede hoekom ek 60 ry in 'n 60 sone en nie 160 nie. Hoekom? Gaan nie net oor die vrees dat ek gevang word nie, daar's 'n vrees dat ek my lewe gaan verloor. En dis daai vrees wat miskien maak dat ek sê, hoorie, so hierdie is nie wys nie. Hier moet ek bietjie mooi dink. Julle verstaan wat ek bedoel? Vrees het 'n positiewe element ook in ons lewe, dis nie net negatief nie. 2 aspekte wat ek wil wys, net om dit terug te bring na God se attribute. Dink gou aan die volgende aspek van vrees. Wie van julle is bang vir 'n slang? Gaan ek gou sê. Kom ons begin met potensiaal, potensie, slaankrag, gif. Een van God se attribute is dat hy die allerheiligste God is, maar ook saam met dit die almagtige God is. Alle mag hoort aan hom. Hy is geweldig potent. Is julle bang vir 'n molslangetjie? Hier kom 'n ou slangetjie vanaand, hier sy lei, dis so 'n groot molslangetjie. Gaan julle vir hom bang wees? Hy's hier. So 'n molslang, ons almal weet dis 'n molslang. Maar ons kan net sowel sê vir 'n tuinslang ook. Jy gaan nie vir hom bang wees nie, hoekom? Dit gaan ongemaklik wees, maar
Jy moet nie doodmaak nie. Wat is die ergste wat kan gebeur? Dit is net so goed soos 'n stapler wat jy vat en jy druk 2 gaatjies. Wat kan nou gebeur? Dis 'n molslangetjie. Okay. Swart mamba. Dis die plek waar ek sê, wo. Hier, meneer, waarheen wil jy ek moet gaan? Want as hy my pik, is ek dood. Het 15 minute, tussen 15 minute en 'n halfuur. Nee, dis die tyd vir 'n mamba. Nou 'n ander aspek, ons het gesê, een van God se attribute is ook sy alomteenwoordigheid. Is julle nou op hierdie huidige oomblik bang vir 'n mamba? Beleef julle vrees? Nee, hoekom? Ek weet nie eens waarom een in Swakopmund, miskien daar by die slangpark, ek weet nie of hulle 'n mamba het nie, maar hy's veilig agter glas en dis meer, hy's ver. Ek weet nie of, as ek nou moet ry en gaan een soek of Otjowarongo miskien die naaste area is nie. Ek sal nie eens weet waar jy die eerste keer mambas kry in Namibië nie. Julle verstaan wat ek bedoel, waar is die eerste plek, eerste boom? Gee my idee, waar dink julle kry ons mambas? Karabib. Liewe genade, ek sal dit bietjie. Goed. Wat ek nou vir julle wil sê, net oor 'n ander ding is, sien julle dat ek nie vrees het nie, omdat dit nie hier is nie. Dis daar. Maar die oomblik as jy sê, hier, nou, is 'n baie giftige mamba, hy's in hierdie vertrek, en hy's geweldig giftig. Dis die plek waar ek iets van regte vrees beleef. Die rede hoekom ek hierdie vir julle vertel is, en deel, ons loop 2 risiko's in hierdie lewe. Een is om te dink dat God nie in elke oomblik, waar jy mee besig is, waar jy is, waar jy met wie ook al omgaan, dat God teenwoordig is. Regtig waar teenwoordig is. Daar's nie 'n oomblik, 'n plek, 'n insident, 'n gesprek, 'n gedagte, 'n ruimte, 'n adres wat jy kan gaan waar God nie teenwoordig is nie. En die tweede risiko wat jy loop, is om nie rekening te hou dat hy die allerheiligste, die skepper van die hemel en die aarde, die teks wat Gerard gisterand gelees het, Jesaja 40, wie hou die waters in die holte van sy hand? Wie sê vir die eilande, julle hoor daai teks van ons het met 'n wese te doen wat ek nie kan begryp eers waar sy almag begin en waar dit eindig nie. My muurbreintjie tussen my ore is te klein, hy bom uit, hy sny uit, ek kan nie dit begryp nie. Maar is alleenlik in my lewe wanneer ek besef, ek is in die teenwoordigheid van 'n almagtige God, wat ek sê, Here, hier is die regte reaksie op u, 'n heilige vrees. In aansluiting wat Gerard gesê, nie net vrees nie, heilige vrees. 'n Heilige vrees. En wanneer ons praat oor vrees, daar's 2 aspekte wat ek wil hê julle moet baie mooi hoor vanaand. Ons kan dink aan vrees. Die vrees waarvan ons praat, is 'n tweesnydende swaard. Wat bedoel ek? Daar's 2 kante. Die woordjie ontzag, awe, reverence in Engels, nee, 'n heilige respek vir God. Daai aspek noem ons jou filiale verhouding met God. En dit gaan nie, my vrees is nie net gesetel, dis deel daarvan. My vrees ten diepste as ek teenoor God oortree is, Here, miskien raak ek uit my verhouding, maak ek my verhouding met U seer. Miskien het ek nie genoeg ontzag vir U, miskien het ek nie genoeg respek vir U gehad nie. Miskien, Here, het ek nie in rekening gehou met wie U is nie. En dis hoekom ek hierdie sonde gepleeg het. En dis hoekom ek maar voortploeter met my lewe. Maar daar's 'n ander kant ook, en dit moet ons nie vergeet nie, daar's ook 'n siviele kant. En siviel in die sin van, daar is 'n komponent van, daar behoort by my ook 'n vrees te wees, soos wanneer ek voor 'n regter staan, in 'n hof. 'n Kant wat wees is, hier is ons nou nie waar ek speel nie. Hier is nie die plek, waar ek vir hom gaan sê, jy en jou nie. Jy stap nie in 'n hof en sê vir hom,
Ja, maar weet jy maak ons ook droog. Askies? Julle verstaan wat ek bedoel. En die twee komponente loop hand in hand met mekaar. En dis waar ek 'n fisiese vrees beleef. Nee, 'n gesonde vrees. 'n regtige, dis die onsag, maar ook die vrees om te sê, ek weet met wie ek te doen het. En dit is nie my speelmaatjie, dis nie die man daarbo nie, dis nie die ou man met die lang baard nie, dis een heilige God. En as ek daarmee in rekening hou, is die eerste element in my lewe 'n groot stuk vrees, maar daai vrees kom ook uit liefde uit. En nou wil ek nie die skrifte kontrasteer nie. Daar's 'n skrif in die Bybel wat sê ware liefde dryf die vrees uit, nee, julle het hom al gehoor. Ek lees vir julle net hierdie aanhaling. When we preach the love of God, there is a danger of forgetting that the Bible reveals not first the love of God, but the intense blazing holiness of God, with His love at the center of that holiness. Kan ek dit weer lees? When we preach the love of God, there is a danger of forgetting that the Bible reveals not first the love of God, but the intense blazing holiness of God, with His love at the center of that holiness. En dis hoekom ek dink in hierdie aand, kom jy by die punt waar jy sê is, die is komplementêr teenoor mekaar. Dis nie, ek wil net fokus op God se liefde, of nie, ek moet net bang wees vir hom nie. Dit is juis my liefde wat maak dat ek hom vrees. En dis juis my vrees wat maak dat ek hom lief het. Dit loop saam met mekaar. En ek dink as mens baie mooi gaan prakties daaroor dink, dan wil ek graag saam met julle 'n teksgedeelte lees wat vir ons bietjie verder en dieper vat. En dit kry jy in Lukas 12. Kan julle julle Bybels oopmaak, Lukas 12, en ons gaan lees vers 1 tot 7. Die mensheid intussen by duisende saamgedrom en mekaar vertrap. Toe het Jesus begin praat en hom in die eerste plek tot sy disippels gerig. Hier kom 'n paar waarskuwings. Nou wat ek gesê het, mens waarsku, want jy moet, goeie vrees is goed vir jou. Pas op vir die suurdeeg van die fariseërs. Dit is hulle huigelary. Daar is niks bedek wat nie onthul sal word, en niks geheim wat nie bekend sal word nie. Daarom alles wat julle in die donker gesê het, sal in die daglig gehoor word. En wat julle agter geslote deure vir iemand in die oor gefluister het, sal van die dakke afbasyn word. Ons begin net met daai teksgedeelte. 2 stukkies waarskuwings. Nee, ek dink die element van wanneer ek rekening hou, dat ek met 'n teenwoordige, daai 3 wat ek vir julle gesê het, 'n alomteenwoordige God, 'n alwetende God en 'n almagtige God. Wanneer ek met hom te doen het, is daar sekere implikasies vir my lewe. En die waarskuwing wat hy gee is, nommer 1, pas op om soos 'n fariseer te wees. Wat was die harte van fariseërs? Ek dink dit is belangrik om te sê, ons moet nie net kyk na die werke nie, maar die hart. Iets wat baie belangrik is God word op 2 maniere gesê hy toets. Wat is dit wat hy toets? Hy toets die hart, en hy toets die niere. Hoekom is dit belangrik dat ek dit vir julle noem? Want dis die 2 setels wat in jou lewe 'n groot rol speel. Die hart was die setel van denke gewees. Dit gaan nie net oor ek het nie moord gepleeg nie. Hoeveel keer het jy in jou gedagtes dalk moord gepleeg? Hoeveel keer het jy goeders vir ander mense gesê wat hulle karakter vermoor en wat hulle sleg maak en afbreek en goeders? Dis goeders wat in jou hart plaasvind. Maar daar's 'n tweede element en dit is die skrif sê hy toets die niere, en die niere is waar jou emosie as setel gesit word. Dis die emosie wat ook daarmee gegaan word, en dis hoekom wanneer iemand verby jou loop, jy hulle despise. Jy kyk hulle af met hier in jou gesig is jy vriendelik, jy glimlag vir hulle, maar diep binne in jou hart sê jy, ek wens jy vrek.
En nou kom die alwetende God, wat alles sien en alles weet, en alles vir hom openbaar is om te sê, ek sien dit. Ek weet dit. En die rede kom ek dink dit is so belangrik vir ons, is om iets te verstaan van die Fariseërs was uit en uit daarin, en hulle verdrink hulle self in hulle eie verwronge sin van selfgeregtigheid, en hulle eie verstaan van ek is reg, ons het die waarheid. Ons het verstaan, ons kan God in 'n boksie sit. Dis daai persepsie wat gemaak het dat Judas Jesus verraai het. Judas het nie gedink hy doen sleg nie, Judas het gedink hy doen goed. Die skare wat Jesus geslaan en gespoeg het, het ook eintlik gedink hulle doen goed. Hierdie moeilikheidmaker, kruisig hom. Nee, jy weet, hy krap net alles om. Dis 'n verwronge persepsie van geregtigheid, wat ons soms mislei. En dis hoekom die eerste waarskuwing is, pas op om nie soos 'n fariseer te wees nie. Die tweede waarskuwing wat kom, in hierdie gedeelte, voordat ons nou nog 'n stapie verder gaan is, ek wil julle gou terugneem oor werklike kennis, die alwetendheid van God. Die alwetendheid van God. Gerard is baie lief vir Genesis. Ek het al baie gesprekke gevoer en dies meer. Is 'n verskriklike goeie boek, en elke keer as mens dink aan Genesis 3, dan sê hy, ek ken die storieetjie. Nee, ken die storieetjie. Hoekom? Adam en Eva, en natuurlik die slang, en die slang wat die vrou kom verlei, en vir haar dan sê, goed. Gerard het in sy preek gesê, 'n komponent, 'n gedeelte van daai teksgedeelte, was dat hulle vrees vir God verloor het, en daarom het hulle gesê, goed, kom ons doen dit en dies meer. Daar's 'n ander inherente vrees. Wat gebeur die oomblik toe hulle uiteindelik daardie vrug, ek het maar 'n appel, dit was nie 'n appel nie, so as julle ek weet nie, daar staan net 'n vrug, maar ons almal dink maar aan 'n appel. Wat was die tweede gedeelte, die effek gewees, van nadat hulle uiteindelik die vrug geëet het, en dies meer is, skaamte dat iemand my sal sien. Skaamte dat iemand sal weet, bang om uitgevang te word. Bang dat my skuld geopenbaar sal word. Bang dat my skande op die dakkusyne uitgebasyn sal word. Bang dat ek uiteindelik my ou vyebaartjie moet weggooi. Ek is naak. Julle sien my vir wie ek werklik is. Daar's 'n gesprek om te voer. En die rede hoekom ek dit vir julle sê is, die duiwel het vir Eva op verskillende maniere gelieg. Hulle het die appel gehad. Het hulle toe geweet wat God weet? Ons is die nasate van Eva en Adam. Weet ons wat God weet? Het ons kennis en wysheid en insig en pag? Dit was 'n leuen. Maar waar vrees kom hier nou uit? Wanneer ek met 'n heilige God te doen het, wat wel alles weet. Wat wel alles van my weet, wat wel alles van my sien, en die oomblik as ek voor hom gaan staan, weet julle wat in die oomblik van oordeel met my sal gebeur, uiteindelik? Sal ek weet wat hy weet. Uiteindelik sal ek myself sien, soos wat hy my sien. Sal ek weet in elke moment van haat en verkeerd doen, nie net wat ek gedoen het nie, maar hoe ek gedink het en ook hoe ek gevoel het. Dis in daai oomblik dat ek myself sal veroordeel. Want ek sal weet wat God weet. Het julle daaraan gedink? Dat ek net klaar kou, skus. Daarom, alles wat julle in die donker gesê het, sal in die daglig gehoor word. En wat julle agter geslote deure vir iemand in sy oor gefluister het, sal van die dakke af besuin word. Vers 4.
Aan julle my vriende sê ek, moenie bang wees vir die wat die liggaam doodmaak en daar niks verder kan doen nie. Ek sê vir julle, vir wie julle bang moet wees, vir hom wat mag het om na die dood in die hel te werp. Ja, ek sê vir julle, hom moet julle vrees. Hoeveel keer in die Bybel word die opdrag gegee, vrees God? Meer as 100 keer in die Ou Testament, meer as 25 keer in die Nuwe Testament. Kan nie sê, die Bybel sê dit nie, maar hier is 'n sleutel. Jesaja 8 vers 12. En dan kom hy by die punt waar die vrees van die Here aangespreek word, en dat die vrees van die Here juis lei na vertroue toe. Vertroue en vrees loop saam met mekaar. As jy na 'n stoel kom, en jy kyk om so en jy sien, maar hierdie pote lyk maar bietjie wankelrig en dies meer, daar's 'n oomblik van vrees. Gaan jy oorbeweeg na vertroue op om te sit? Nee, meneer nie. Met God werk die teenoorgestelde. Dis juis vrees wat my lei na vertroue. Dis juis as ek by die punt kom, want hierso is die storie van Jesaja, al hierdie weermagte, die Babiloniërs, en almal is besig om op te saal daar buite. En waar plaas hulle vertroue? Op alles behalwe God. Egipte sal ons red, daai weermag, ons alliansieskappe sal ons red, dit sal ons red. En dan sê die Here, have it your way. As hulle die Here gevrees het en gesê, Here, U vrees, sou hulle na vertroue oorbeweeg het en gesê, in U plaas ons vertroue, Here. U sal sorg, U sal help. Jy kan nie vertroue in jou lewe hê as jy nie regtig die vrees van die Here ken. Hulle loop saam. En dis hoekom as die teksgedeelte vir ons sê, vrees God wat die mag het om in die hel te gooi, dan gaan dit nie oor vrees die hel nie. Wanneer jy moet bang wees, jy gaan brand nie. Vrees die een wat die mag het om dit te doen. Dis wat die skrif sê. En dit is waar my regte vrees vir God, omdat hy God is, maar ook omdat ek so geweldige ontzag, so heilige respek vir hom het. Wat gebeur? Ek's dood eerlik met julle, skus, die Bybel is maar die Bybel, en ek hoef nie die Bybel apologeties te wees oor die Bybel nie, maar ons gaan hê 'n eerlike gesprek met mekaar. Die Bybel het nie nie 2 nie, nie 3 nie, voorbeelde van mense wat nie 'n heilige vrees vir God gehad het nie, en wat nie 'n heilige ontzag vir die Here gehad het nie, hulle is dood. Ek gaan nie daarvoor verskoning vra nie, ek gaan nie verskoning vra dat Hofni en Phinehas, wat by die altaar allerhande onsedelike dinge gedoen het, dat die Here hulle met die dood gestraf het nie. Ek gaan nie verskoning vra dat daar Safira is en Ananias wat gelieg het vir die kerk en hulle is gestraf met die dood nie. Ek gaan nie om verskoning vra dat Saul aan die pen gery het omdat hy nie die Here gevrees het nie. Ek gaan nie verskoning vra dat Osia met die ark wat val op daai oomblik en hy gryp die ark nadat die Here gesê het, moenie dit doen nie. Hy's dood. Wat sê dit vir my? Nie dat God onregverdig is nie, maar pas op met wie jy te doen het. Dis hoekom jou houding wat jy voor God inneem is, een van, Here, ek kan nie anders as om my knieë te val en op my gesig te val, en hier is nou nie vir ons ou mense, en daar's 'n paar ou mense wat altyd vir my sê, maar my rug kan dit nie meer doen nie, my knieë kan nie meer buig nie. Ek praat van 'n gesindheid van, ek het met 'n heilige God te doen. Ek het soveel agting, soveel vrees, soveel liefde, soveel deernis, soveel ontzag vir hierdie God, dat ek nie anders kan as om in myself in te wil sterf, want dit is net, hy's te groot. Hy's te groot. En daai is die mees bevrydendste oomblik, want weet julle wat gebeur in daai oomblik? Dis die oomblik wat hy my die toestemming gee om op te hou bang te wees. Gaan kyk met mense wat so die pad met die Here geloop het, wat in daai heilige vrees vir God gegaan het. Dis die oomblik wat hy vir Johannes sê, moenie vrees nie.
Dis die oomblik wat hy vir Jesaja dieselfde gee. Net dieselfde vertroosting gee. Gaan terug na Aram, gee vir jou werk. Nee? Ek kan vir julle telke voorbeelde neem van mense, Daniël dieselfde. Dankie vir daai teks in Daniël 10, Gerard. Maar wat daai selfde onsag beleef, en dan is dit God self wat sê, moenie vrees nie. Moenie vrees nie. En wat wil ek graag dan vir julle hiermee sê? As ek wil ophou bang wees vir die lewe, vrees die Here. As ek wil ophou bang wees vir dinge wat nie gaan uitwerk, en Here, en ek is so bang, want net hoe gaan hierdie gebeur, en daai gaan gebeur, en Here, die Amalekiete is op ons, en die Babyloniërs is hier buite, hulle gaan ons almal doodmaak, en die EFF, en Suid-Afrika se ekonomie gaan tuimel, en Donald Trump, en Here, die wêreldekonomie, en die wat ook al, en die jab, en die goeters wat ons so in absolute bang mense maak. Die oplossing lê in jou vrees vir die Here. Dan beweeg jy na. Dis snaaks hoe dit bevrydend is. En nou wil ek graag met 'n mooi stukkie vertroosting eindig in hierdie teks. Wat het ek nou vir julle gesê oor liefde en oor vrees? Hulle loop saam. Word 5 mossies. Belangrik om gou te praat oor 5 mossies. Hoekom mossies? Julle, dis die bully beef van die Nuwe Testament. Dis die goedkoopste proteïen wat jy kon kry, mossiekie. Nee, mossiekie. Word 5 mossies nie vir 2 sent verkoop nie, tog word nie een van hulle deur God vergeet nie. Die detail van God, as jy net gaan dink aan jou biologiese kode in jou DNA, vat dit jou 8 volle dae van 24 uur, om net jou biologiese kode uit te lees. Meer as 1 biljoen karakters. Die kompleksiteit van hierdie God, gaan kyk na die ekosisteme, gaan kyk na jou liggaam, die selle, die God is very much detail. Dink julle nie dat hy oor elke stukkie intrige van jou lewe, elke verhouding, elke aspek, elke hartsimpuls, elke gedagte, dat hy nie dit weet nie. En dan sê hy, weet julle, julle is mos baie meer werd. Is hierdie mossiekies. As ek dan oor hulle besorg is, hoekom sal ek nie oor julle wees nie? Selfs die hare op julle kop is almal getel. Tong in die kies, ek dink met my veroudering maak ek dit vir die Here elke jaar makliker. Het 100,000 hare min of meer op jou kop. Min of meer, jy verloor elke dag so om en by 50 en kry jy weer by. God weet presies daai getal. Nee, probeer net sê, as hy selfs die hare op jou kop van kennis het. Die alomwetendheid van God. Dan kom hierdie boodskap, moenie bang wees nie. Hoekom? Julle is meer werd as baie mossies. Ek hoor weer sy liefde. Ek hoor weer sy liefde. Julle is baie meer werd, julle is my kinders. Julle is geliefdes. Julle is begenadigdes, julle is my uitverkorenes. Die waarde van iets word bepaal deur die prys wat iemand bereid is om voor te betaal, né? Waarde word bepaal deur die prys wat iemand bereid is om voor te betaal. Wat was die prys wat Jesus aan die kruis betaal het? God, hoor baie mooi, God het sy lewe gegee vir ons. Dit sê iets van die waarde wat hy aan ons heg. Dit sê iets van die omvang van daai liefde. En dis in daai oomblik dat ek iets wel besef weer van, God is daai God. Hy is daai aangrypende, groot en heilige God. Maar ek smelt weg in daai sy liefde. Hy is die heilige God waarvoor die serafs, dankie vir dit ook weer eens Gerard, die serafs wat hulle liggame bedek met die heiligheid van God, maar in die sentrum van die heiligheid is God se liefde. En dit hoop ek vanaand ons ontdek weer.
Sommer net. Wanneer ons weer vir mekaar sê, Here, ek is baie, baie bly dat ek vir U kan sê dat U is my almagtige God. U is die alwetende God. En U is die alomteenwoordige God. En my reaksie is om met heilige vrees en ontzag teenoor U te staan en 'n hart vol van liefde. Mag die Here regtig vir ons seën om dit te bereik in ons lewens. Ek gaan sommer net vra, terwyl ons so 'n bietjie by mekaar sit, wil julle nie die tyd gebruik om met God te praat nie. Jouself te verontmoedig. Vir die Here weer te sê, Here, ek bid, ek verstaan dit nog nie. Leer my wat die vrees van die Here in my lewe is. Leer my om 'n heilige ontzag vir U te hê. Here, waar is daai areas in my lewe waar ek kan groei in my liefde teenoor U? Here, hoe kan ek vir U 'n beter kind wees? Ek dink dit is sommer net goed om dit bietjie te internaliseer deur gebed. Ons gee vir julle 'n lekker ruim geleentheid om met die Here hieroor te praat. Dis net jy en God. Stiltes in die kerk is baie keer ongemaklik. Dis ook baie goed. Dis wanneer mense regtig met God besig is. Ek gee vir julle daai geleentheid. Ontvang die seën van die Here. Familie, mag julle die goedheid en die guns en die liefde van die Here beleef. Mag julle ook bly wees oor die vrees van die Here, die regverdigheid van die Here, die wraak van die Here. En mag God se teenwoordigheid, sy almag en sy alwetendheid jou koester. Amen.